Welkom by hierdie uur van gebed. Jy weet reeds dat ons 12 elemente gaan gebruik om in hierdie uur te bid, min of meer 5 minute vir elke element. Ek hoop jy's op 'n plek waar jy stil kan wees sonder onderbrekings, dat jy 'n gemaklike stoel het waarop jy kan sit en dat jy ook 'n joernaal het waarin jy die beloftes en die opdragte en ook die insigte wat die Here vir jou gee, wat jy dit kan neerskryf. Ek gaan telkens die element van gebed aankondig met musiek in die agtergrond. Maar wanneer ek jou kans gee om te bid, gaan ek hierdie weergawe stilte gee. So 'n minuut of 2 tot met die volgende opdrag. Met aanbidding werk dit die beste om op een element van God se wese of sy werke te fokus. Ons fokus vandag op God se heiligheid. En ek gebruik Psalm 99 daarvoor. Die Here regeer. Laat die volke bewe. Hy troon oor gerubs. Laat die wêreld sidder. Die Here in Sion is groot. Verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle u groot en ontzagwekkende naam prys. Heilig is hy. Laat hulle die krag van die koning prys, hy wat die reg liefhet. Dis u wat billikheid, reg en geregtigheid gevestig het in Jakob. U het dit gedoen. Verheerlik die Here ons God, buig in aanbidding voor die voetbank vir sy voete. Heilig is hy. Moses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Wanneer hulle die Here aangeroep het, het hy self hulle geantwoord. Uit 'n wolkkolom het hy met hulle gepraat. Hulle het sy bepalinge nagekom, ook die vaste voorskrifte wat hy vir hulle gegee het. Here, ons God, U self het hulle geantwoord. U was vir hulle 'n God wat vergewe, maar ook een wat hulle dade vergeld. Verheerlik die Here, ons God. Buig in aanbidding voor sy heilige berg, want heilig is die Here, ons God. Die tweede element van gebed is om op die Here te wag. Daarmee erken ons God se teenwoordigheid en ek gebruik Psalm 33 om jou voor hom te laat wag. Kyk, die Here hou sy oog op die wat vir hom ontzag het, op die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde.
Met ons hele wese wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons skild. Want oor hom is ons harte verheug. Ja, op sy heilige naam vertrou ons. Mag u troue liefde oor ons wees, Here, terwyl ons op u wag. Die derde element van gebed is om jou sondes te bely. Ek gebruik Psalm 51 om jou daarmee te help. Ons begin met 'n vers wat jy kan gebruik om jou skuld te bely. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit, volgens u groot ontferming. Nou volg 2 verse om vergifnis en herstel uit dieselfde Psalm. Skep 'n rein hart vir my, o God. Vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie. En moet die Heilige Gees nie van my wegneem nie.
Die vierde element van gebed is om die woord te bid. Ek gee eers vir jou tyd om oor jou behoeftes te dink. Dan gaan ek Psalm 81 vers 11 lees en jou tyd gee om die belofte daarin in 'n gebed vir die Here te omskep. Watter behoeftes lê die Here nou op jou hart? Maak jou mond wyd oop, sodat ek dit kan vul. Die vyfde deel van gebed veronderstel dat jy bewus is van watter probleme gelowiges reg deur die wêreld ervaar in hulle getuienis en watter faktore daartoe bydra, die uitdagings en die hindernisse. Maak 'n punt daarvan om jou in te lig deur nuusberigte van sendelinge en van gebeure deur die wêreld, sodat jy die deel van die gebed kan beoefen. Dink nou na oor uitdagings en hindernisse
wat gelowiges plaaslik en wêreldwyd ervaar. Watter uitdaging of hindernis lê die Here nou op jou hart? Paulus roep ons op, by elke geleentheid, wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. Daarom moet jy waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Bring die saak voor die Here en pleit vir sy optrede.
Die 6de element van gebed is voorbereiding. Vir werkers in God se koninkryk, vir oop deure, vir vrug op die werk. Ek gee jou eers geleentheid om na te dink oor die dinge wat die Here op jou hart gelê het, miskien ook in die waakdeel van jou gebed. Dink nou na oor sake wat die Here op jou hart plaas om voor in te tree. Bid nou een vir een daarvoor. Die sleutel tot die 7de element van gebed om te vra, lê in 4 beginsels. Die versoek kom uit jou intieme verhouding met die Here Jesus deur sy woord te gee. Versoek moet spesifiek wees. Jy moet kan opstaan van jou knieë af en presies kan herhaal wat jy van die Here gevra het. Die versoek moet deurdag wees. Jy moet selfs in jou gebed die behoefte van alle kante beskou en deurgesels met die Here tot jy jou versoek eenvoudig kan formuleer. Moenie 'n preek wees nie, maar dit moet deurdag wees. En 'n vierde laaste plek, die versoek moet opreg wees. Jy moet jou eie hart en motiewe ondersoek, dat die versoek van alle selfsug en sonde gesuiwer kan wees. Dink nou na oor sake wat jy vir die Here wil vra.
Bid nou een vir een van die sake deur en wees spesifiek. Dink dit goed deur en ondersoek ook jou hart waarom dit vir jou belangrik is. Jy kan natuurlik meer tyd neem om die versoeke verder te neem. Onthou om dit neer te skryf in jou joernaal. Vir die 8ste element van gebed om dankie te sê, gebruik ek Psalm 92. 'n Psalm, 'n lied vir die Sabbatdag. Dit is goed om die Here te dank, om U naam te besing, Allerhoogste. Om in die môre U troue liefde te verkondig en U trou in die nagte. Met 10 snarige instrumente, met harpe en die speel van liere. Want U maak my bly met U werk, Here, oor U handewerk jubel ek. Hoe groot is U werke, Here? Hoe uitermate diep U gedagtes. Sê dankie vir geestelike seëninge wat die Here vir jou gegee het, ook deur die geloofsgemeenskap waaraan jy behoort.
Sê dankie vir materiële, fisiese seëning wat die Here vir jou gegee het. Sê dankie vir die vrug in jou lewe van dinge wat vir jou moeilik was om te hanteer. Ek speel graag vir die 9de element van gebed sing, die bekende lied van Matthew Bridges en Godfrey Thring, Crown Him with Many Crowns, The Lamb on His Throne, soos dit in die liedboek opgeneem is as nommer 202, Prys hom, die Hemelvors. Maak dit jou lied vir vandag en sing dit saam.
Paulus leer ons nie net om in alles ons begeertes na God te bring, maar ook om ons gedagtes vol te maak met gedagtes wat ons op God en sy werk in ons lewe rig. Kies een of meer elemente uit hierdie reeks van positiewe gedagtes om oor na te dink. Verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede sal met julle wees. Daar's 'n wonderlike opdrag in Spreuke waar die praktyk van die 11de element van gebed luister omskryf. Die Here roep ons op om na die wysheid te luister. Die wysheid wat in die Nuwe Testament met Jesus verbind word. Jesus is vir ons die wysheid van God, sê Paulus. Gelukkig is die mens wat na my luister, deur dag na dag by my deure te waak, by die kusyne van my ingange wag te hou. Ja, wie my vind, het die lewe gevind. Hy geniet die goedkeuring van die Here.
Ek gaan jou begelei met 'n paar vrae om te luister na God se stem. Onthou, dit sal of rus in jou gemoed bring oor gedagtes wat jy reeds dink, of 'n oortuiging in jou laat posvat van iets wat die Here jou wil laat dink of doen. Bring die gedagtes wat nou voorop in jou gedagtes is en vra dat die Here dit vir jou sal uitsorteer. Vra dat die Here jou binneste sal vul met gedagtes wat van hom afkom en dat hy daarmee saam vir jou skrif sal gee wat dit bevestig. Ons sluit ons gebed af met die 12de element, lofprysing, waarin ons die Here loof vir wat hy gedoen het en vir wat hy nog sal doen. Dink terug aan alles wat jy in hierdie gebed ervaar en geleer het, en loof die Here in jou eie woorde.
Dink vooruit aan dinge wat jy vir die Here gevra het en loof hom dat hy sal antwoord. Ons sluit af met die woorde uit die Ons Vader, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.